se wat? Jou ma se scones. Jou ma se scones. Want ons is by jou ma se Wat? kombuis. O. Okay. Jou ma se Jou ma se. Kom saam. Kombuis is pragtig. en oop. Ek en Joe is in die hemel en ons wil eintlik vir Lisa huis toe vat want ek dink ons het dieselfde visioene of visie of wat ja, dit is nie sê visioene nie, dit kan dalk verkeerd klink vreeslik. Die plek se naam is jou ma se kombuis. Wat onthou jy van jou ma se kombuis? Ek dink dit is my hele gevoel wat ek wou gehad het oor die kombuis, omdat dit is presies wat ek van my ma onthou. Ons het net om die kombuistafel gekuier. Ja. Dit is waar ons gesels het. Dit is waar ons vriendinne aande omgekuier het om haar tafel in die kombuis. My maale was baie betrokke, sy en 'n vriendin van haar wat catering gedoen het. So ek was altyd deel in die kombuis. Van kleins af het ons gehelp. My broer was al so moeg geweest vir malva pudding aanmaak. Hy kon dit in sy slaap doen. En ons het altyd gevra as ons die yskas oopmaak, is dit getel? Want jy mag nie geëet het van wat in die kombuis is. Daar's 11, daar's een vir my. Jy mag nie vat nie. So ek onthou baie van my kinderjare in die kombuis. Ja. En dit is my so 'n spesiale plek vir my, want dit is waar ek ook met my kinders is. Is in die kombuis. Dis iets wat ek vir jou wil vra. Jy het genoem jy het dogtertjies, nê? Ek het 3 meisiekinders. 3 meisiekinders. Is hulle ook saam met jou in die kombuis die hele tyd, Lisa? Man, ek het 'n Hulle ook malva pudding roer. Nee, die oudste een, sy word nou 16 en my middelkind is 13 en my laatlam of pensioenvretertjie soos ons haar noem is nou 3. So my middelmeisiekind het nogal 'n aanvoeling vir kos maak en hou van goedjies bak. Die oudste ene is mos nou nie heeltemal op daai vibe 16 nou nie. Ek kom bys laaste plek waar jy wil wees. En my jongste ene is mal oor eet. So sy is permanent in die kombuis en grawe in goedjies. So maar ja, ons is vreeslik in ons kombuis. En dit is wat vir my visie was vir die plek. Dit moet voel soos jou ma se kombuis. En ek wil hê jy moet hier sit en ek wil hê jy moet hier kuier heeldag. En dit moet so lekker wees, So omarm. Dis hoe dit vir my voel. Dis so drukkie. Dis 'n drukkie plek. Ja. Dit is wat ek wou. Die goed wat jy maak, die produkte wat jy maak jy dit self? Besluit jy op die resepte en al daai goed? Ja, ons het soos ek vir Joe gesê het, ons het die besigheid oorgeneem vir hierdie tyd. Van ons broodjies en so en alles oorgevat by hulle, 'n bietjie uitgebrei. So ons verpak al ons broodjies, ons scones, ons speserye, alles verpak ons bo in die fabriek. Ons het ook 'n paar nuwe resepte bygesit of nuwe idees uitgesit. En ons probeer ook dit wat ons op ons rakke het, Namibies, tuisgemaak, klein besighede, jy weet, ondersteun hulle, dit is my altyd spesiaal. So ons probeer soveel as moontlik Namibies te bly en in te kry en dat dit vir jou voel soos of jou ouma dit gemaak het of jou tannie dit gemaak. As jy voor jy nou geregte verpak of besluit of iets, toets jy nou eers in die kombuis en laat jy nou jou man en kinders proe of is daar 'n proses voor dit nou hier beland? Ja, nee, definitief. Ons het verlede jaar wat ek begin het met die dadels ook, het my man, ek het sjokoladedadels gemaak. So ek het verskillende geure van die sjokoladedadels gemaak en hy het op 'n stadium vir my gesê asseblief kan jy iemand anders kry wat dit kan proe vir jou, want hy sê vir my alles proef hom dieselfde, want jy moet hy is, ek dink hy is definitief. So jy proe en dan besluit jy dis nou reg. Ja. Okay, so as dit sleg proe dan moet ons vir jou man die skuld gee. Dis nie jou skuld dan nie. Ja, ek dink ek is daar ook baie krities daaroor. So as iets nie heeltemal werk nie, dan jy weet dan los jy dit liewer. So maar ek dink dit wat ons het werk lekker. Ons broodjies is baie gewild. Ons is in sparwinkels ook. So dit is in ander plekke ook beskikbaar. Ons is in meeste van die sparre in Windhoek. Daar's 'n vroutjie wat in Swakop ook al my produkte vir my verkoop daar. So ons probeer maar
jy weet, so wyd as moontlik. Ons is uitbrei. ook by Gondwana, se okay, kampwinkels ook. ja. En dan ook die mees suidste punt is in Noordtower by ons volstasie. Dit is ook in Maltee. Yes! So ek dink ons het nog ons goeie. kombuis is oral. Ja. Jou ma se kaart. Ja, okay. Dit het dan glad nie gewerk nie. Wie dink al hierdie goed uit, hierdie jou ma se goederse? Ons kom maar met die idees op en dan so nou en dan moet ons maar vir mekaar sê jy sê Bietjie te ver, bietjie wag eers terug. 'n bietjie en dan sê ek weer vir myself Hoekom nie? doen dit. Ek meen as jy gaan kyk hoeveel plekke in Suid-Afrika. Ek meen Kaapstad is so hulle is so weet oop vir dit. Ja. En dit is so lekker as 'n mens daar in plekkies inloop en jy het ietsie funny of ietsie snaaks want ek voel baie keer is 'n mens bang. Ja, dink jy nie dan Mombers is bietjie eng in daai opsig nie? Ek dink, maar tog aan die ander kant hap hulle daaraan, ja. maar dit vat vir hulle so tydjie. Hulle eers kyk of die Dit is wat vir my, dit is waar ek bekommerd was, jy weet met Afrikaans. Ja. Dat jy 'n sekere mark net in Namibië het. Ja. Maar ek het weet jy ons land is eintlik so wonderlik. Ja. As jy in 'n plek instap en jy groet iemand met hallo, hoe gaan dit? Ja. Maak nie saak wie dit is. Ja. Die 90% van die keer sal daai persoon vir jou in Afrikaans antwoord. Ja, En dit is my die wonderlikheid Ja. daarvan. Dit is 'n ding wat saambind. Ja, Ja. ek wil nou presies sê dis dit. Dis wat is die lekkerste produk vir jou op jou rakke? Is jy 'n soettand, 'n dadelmeisie? Nee, Is jy 'n broodmeisie? Ek is 'n Kos. kosmeisie. Soos Kosmeisie, 'n huiskos kookmeisie. O, jy's my man se droomvrou. Ja, Okay, ek sal jou moet dit is uitvat. waar ons middagete vandaan kom, want ons maak elke middag 'n huiskos middagete. Ja. Dit is elke middag iets anders Ja, lekker. as op ons bord. Ons probeer, jy weet, skaap, bees, vis, Lekker hoender inkom, kookkos, maar ja. tipiese huiskos. Ja, Skaapbout, gebakte aardappels. En sulke dis 'n ordentlike bordkos. Dis Ja. nou nie net die beentjie van die skaap. Nee. Ons Met so ons probeer soveel as malva. moontlik. Malva wat dit hier onder sit. Jy weet daai mooi borde. Ja. Daai stewige Ja, nee, borde wat jy nee. te bang is om. Ja. So jy kan jou vingers ook Ja, aflek. ons het ongelooflike kliënte in die omgewing wat elke middag by ons etes bestel en ons het nou die aand daar gepraat in 'n gesprek saam met vriende. Weet jy, dit is ideaal as jy enkellopend is of as jy nie meer kinders in die huis het nie. Ja. Soos my maale ook wat sê, jy weet, eet lekker elke middag, lekker ordentlike huiskos en vanaand maak jy vir ietsie ligs. So dit is ons doel. Ja. So ons het 'n groot kliëntebasis wat ons elke dag ondersteun met ons huiskos. Lekker. Ons hardloop baie dae uit, Wow. maar jy weet, Wat julle dit is plekkie maar dit is baie nice want dit is knus, ja. nee. Ja. Maar is daar genoeg plek vir almal om te kom, Lisa? Ons het al 'n paar kitchen teas hierso gehad. Kom bysê ons het nou okay. Saterdag ook 'n grootte van 30 mense. Dis So ons sy. pas almal in. Ja. En ek moet sê, dit is my so ongelooflik lekker in 'n middag as ek hier instap of van agter af vorentoe kom en ek kan sien elke liewe tafel is vol en mense sit en hulle geniet hulle self. Ja, en jy kan sien hulle eet lekker, So ek dink ons spasie is net groot Net genoeg groot wat ons genoeg, ja. wat vir die idee wat ons het rondom dit. En ja, ek dink op hierdie stadium is dit presies wat ons wou gehad het uit dit. Koffie. Wat 'n mooi woord, knatsie koffie. En nee, jy moet uitspeel. Op uitspeel.
Uitspeel, jou speelmaat. Ja, ons is in die hemel. Ons is in die Dis goed Tessa. En weet jy, ons hou baie daarvan, maar kyk jy kan baie goed van die uitspeel dames sê. Half klas. Wat jy wou Ons sê. het nie noodwendig delikaat nie, maar ons het klas. Ons het klas. En ons weet waarom die deli en die kaat te gaan soek by. Delikas. Exactly. Siel vir die salf. Dis wat delikas is. Want dis iets vir jou maag, dis iets vir jou kop, dis iets vir jou hart, dis iets vir jou lyf wat jy kan aantrek. Dis soos 'n pleister op 'n Vrydagoggend as die week te lank is. Baie dankie dat ons hier kan kom kuier. Hoe mooi is dit? Ek sal dit weer moet kyk om te onthou wat ek gesê het. Jy maak my hart seer. Ek is baie bly. Ek sê vir jou dankie vir die noodhulp vir die siel dat 'n mens hier kan kom kuier by Ek wou nog Delikas. altyd 'n dokter gewees het. Nee, maar jy's nie 'n dokter nie. Jy is 'n sielspesialis. Sien jy? Daar's hy. Is Afrikaans nie wonderlik dat 'n mens sommer net met hierdie goed kan opkom nie, nê? Maar so van Afrikaans gepraat. Jy kan hierdie ouetjie hierso koop. Dis mos daai goed wat hier so teen die deure sit, Ja, jy nê? plak dit teen die muur Of whatever, yes. Waar my teks geplak is. Ja, goed teen die muur. Maar jy sê hierdie is jou lese. Luister, leef elke dag as ek die vanaand gaan. Ek bedoel, voel mense hele dag nie anders nie. Dit voel soos 'n Vrydag. Dit voel soos toe ek in die koshuis was en weet Vrydag mag ek plaas toe, nê? Dis daai hele gevoel. Ja. Nee, alles is lekkerder as jy weet vanaand gaan jy braai. En weet jy, dalk moet 'n mens so 'n bietjie uit die boks uit klim, nê? Want naweek is ons nou maar braai tyd. Maar dalk moet 'n mens sommer net Woensdae is klein Saterdag. ja, of sommer net Dinsdag aand besluit maar ons gooi 'n worsie op die kolle en ons kuier as gesin saam. Alles is anders. Ja, Daai reuk van die vuurtjie. Ek moet gewoonlik dan minder doen. Ek maak Dit is natuurlik, Ja, nee, natuurlik. lekker vir ons vrouens. Alhoewel dan moet ons braaibroodjies maak. Ek vrek oor 'n braaibroodjie, maar dit is baie lui om hom te maak. Nee, wat baie ek wil lui. lekker hy gaan wees, dan maak jy. Nietemin. Ons is alweer ek is alweer van die punt af. Delikas en sy heerlike kos. Ek kan nie oor hierdie brood kom, hierdie vorm op die brood nie. Dit is lekker. Dit is Elna van der Merwe van Merwe's In wat my brode bak. So ek het elke dag vars brood nou by my nuwe Delikas. By my kleiner Delikas kon ek elke Woensdag en elke Vrydag. Ek onthou ja. En dan Ja. moes jy bestel. Maar hoe lekker is dit om nou te sê elke dag vars brood. En dit want ek sien die brood is ontsettend gewild. Ek Baie. Dit- Ja, dit dit is nou, vlieg. wel, dis 20:09, die brood is nou uit. exactly. Ek het Elna gister 2 keer gebel om dit te vermeerder, soos die visse in die broodjies. Ja. Maar nou is dit Maar mense sou nou byvoorbeeld by jou brood kon bestel, sodat jy kan. verseker is wat jy verseker is jy het op 'n Vrydag of 'n Woensdag of voor 'n lang naweek 'n lekker vars. 'n lekker vars brood. En dan is daar hier's die interessantste goed. Ek weet nou nie of hier een op die tafel. Ja, hierdie freeze dry. Wat sou ons dit noem? Ja, ek het ook al Vriesdroog. gewonder wat gevries droog. Nee, droog gevries. Jogg, Yvonne, wat Ons is sal dit? ons sal met 'n woord opkom. Ons sal hom met 'n kry. woord opkom. Die woord sal kom. Ja. Maar absoluut, wat 'n briljante idee. Ons het daarvan geproe. Ek het die piesang Piesang is my gunsteling. lekkerder as 'n vars piesang. Regtig. En daar's nie gepeter nie. Dis soos die liewe Here hom gemaak is en hy's droog gemaak. So jy kan hom nou net so eet as 'n snack of die stappers is baie lief om dit in te pak. Ja. Ek sien daar soutgoed ook. Daar Ja. is byvoorbeeld lekker butternut en beet. Ek bedoel as jy nou vir jou 'n rysie op jou stap, as jy die noukloof stap of wat ook al, jy maak jou rysie gaar, jy sit van daai in die gekookte ui, gee dit heerlike geur. Ja. Ja, dis 'n ongelooflike produk. En dit is ook iets wat ons nie geken het nie. Wel, ek het dit nie geken Nee. nie. En hoe lekker is dit nou? So dit is Is Yvonne Steenkamp, wonderlik. hulle boer daar by Stampiet. Sy doen dit, so dis heerlik om Yvonne se produkte ook hier te hê. En weet jy wat vir my hierdie is vir my baie interessant. Die Tello. Tello, vertel vir ons van Dit is Tello. Wagyu Tello. Ja, So- en dis net daai vreeslike dier bees wat met die vet so gedeurspek is. Dit lyk soos of hy geweef is van vet. So dis my Jolene vriendin wat dit maak. So daai
daai tello is al 7 keer gerender, so hy ruik na niks. Hulle noem hom nou jou healthy replacer vir 'n olyfolie. Maar kyk, olyfolie kan nie regtig warm maak nie, maar hier kan jy kan in hom braai, jy kan in hom vraai. Jy gebruik net so 'n klein bietjie. So daai pot gaan lank hou. Jy hoef hom nie in die yskas te sit nie. Werklik, hy. Ja, werklik. Ja. Ja. So ja, dit is nou die nuwe woord wil ek amper. Dis nou die inding. Dis nou die En inding. dis vriendjiewaar 100% Namibies. Absoluut. Die beeste loop hier. Ek het ook 'n lekker Wagyu chili beef. Ek sien Chili so bites, ja. Dis baie lekker. So ja, dit is 'n groot voorreg om dit hier te hê. Weet jy wat vir my so wonderlik is van al die goed wat 'n mens nou hierso sien, nê? Daar was 'n tyd toe Namibiërs as hulle Suid-Afrika toe gaan, vir Suid-Afrika, seker ook oor see en so aan, maar wat ons in tuisnywerhede ingestap het en gedink het, wow. Kyk hoe mooi is dit, kyk hoe lekker is dit, kyk hoe anders is dit. En weet waar? Nou is dit hier, nou doen ons mense dit self. Dit is baie lekker. Dit is absoluut fantasties. Wat 'n Dit is heerlike groenvye. Slaat maar swaar. Dit is appelblaar, Marissa Blou. Die appelblaar produkte. Sy doen ook hierdie jogurtkaasballe. Dit Sy is doen daai gestopte pepperdews. ja. Ja, al daai goed ongelooflik heerlik. Haar goed is fantasties. Haar goed is produkte is nogal redelik oral. Maar ek het klein begin in my delikas met by klein deli met min van haar goedjies. So weet jy hoe lekker is dit om al haar produkte te hê. Heerlik. Fantasties. Ek het nou plek. En wat 'n pragtige boodskap hier op die dekseltjie. Familie is soos takke aan 'n boom. Almal groei in verskillende rigtings, maar ons wortels bly as een. Want dit is so 'n huisgevoel en 'n tuisgevoel amper meer as 'n huis as 'n mens na al hierdie wonderlike goed kry. Ek is heeltemal Hoorie, my plaasbotter. jou plaasbotter. Vertel vir ons die storie van die plaasbotter en die reën. Dis Leonie van Tonner, hulle boer by Leonardville. Sy doen my botter en my room so lank soos wat hierdie kas bestaan. Maar kyk hoe geel is daai botter. Dit lyk soos kaas. Die reën, die gras maak dat dit nou so lekker geel is. Die room is nou net so geel. Hoe droër dit was, hoe bitter is dit altyd. So toe die geel nou kom, toe sê sy vir my, "O, jammer vir die geel botter." Ek sê, dis mooi. Wat is dit? Geel botter? Dis verskriklik mooi. En haar botter is lekker. Ek moet sê daar's 'n paar goed waarvoor mense kom. Dis die vars brood, dis die botter, dis hierdie heerlike beskuite van Mariaan, hierdie kuierkrummel. Kuierkrummel. Ek kan hom nou so baie moeite doen met 'n karmelbeskuit. Hy is dan nou deur die vleis mee gesit. Hoe mooi is hy? Liewe makers. Heerlike gesondheidsbeskuit. So ja, dit is net 'n voorreg om met die bietjie meer spasie. Nou, ander mense ken haar as mevrou Jolanda Maree. Ek ken haar as Jollie Sniffles Streeter. Formidabele vrou en vriendin. Hoe het jy kom uit die korporatiewe wêreld, Jolanda. En nou staan jy voor Himalayan Salt. Hoe dit gebeur? So ja, iewers kry ons genoeg van die korporatiewe wêreld. Ja. Nee, ek het 'n Delhi droom my lewe lank. En ek maak kos vir almal my lewe lank. En ek Sy mos doen, sy ma, doen. ma, onthou jy? Ja. Hulle het my ma genoem op universiteit. Dit was baie verfrissend. Maar ja, so nie die konsep is ek wou Delhi gehad het en dit was altyd die aftreedroom. So eendag as ons swak op te trek, eendag as ons in Hermanus aftree, eendag as ons in Kleinmond is. En toe besluit ons net Boggarte, hier is die biltongwinkel nou te koop. Ja. So ek het 'n loopbaanverandering gehad en ek het besluit hier's 'n oomblik en Julia sê vir my gaan drink koffie by Terina. Ek gaan drink koffie by Terina. Ek gee vir Terina, ek koop al 15 jaar my biltong by haar en dis die lekkerste in die dorp. Toe besluit ek net ook fyn. En toe sit 2 ure later, terwyl ek vir Johan Skuman, my partner, ons twee maak kos
al die jare maak ons die brisket terwyl Julius die brandewyn en Coke gooi Sy by die tafel vol mense. gooi tequila. Ja. Johan het my die breinsuiker in geleer. Daar's. So hy is ook skuldig. Maar ja, en toe besluit ons dis dit. Dan gaan ons met 'n deli. Ons sê Johan, ja, waar teken ek? Kom ons begin. So dit was nie 'n maklike pad nie. Ons het die biltong winkel konsep waar ons behou en dan 'n bou op dit natuurlik. Ja. Maar nee, mense raak ek is lus om gesond te lewe, Henriet. Ja. Jy weet ek het 'n paar skeers gehad. Ja. So ons het almal bo 50 val al die wiele af. Ja, ek weet nie hoe oud is jy nie, ek's jonger. Okay, maar ek is nou bo 50. Ek sê dit nou, ek Wat vat het dit. jy die haar onder my Ek embrace. ek embrace. Maar ek het besef op 'n stadium, ek kan of op my amper sê gat sit. Kan ek dit sê? Ek kan op my gat sit en seker word en corporate wees die hele tyd of ek kan begin wakker word en actually net my lewe lewe. Ja. En ek wil op my tekkie storm en ek wil doen wat ek wil doen en ek wil doen waarvoor ek lus is. Ja. En bietjie meer kreatief wees en dis dit ja. En daai tevredenheid want Aha. dis iets wat regtig wat sy is. Sy praat nou van die ma op universiteit, maar jy's baie nurturing, Jolanda, en jy love kos, né? Jy love kos maak en jy kan dit nou hier uitleef, né? Want jy het nuwe produkte waar die deli deel nou inkom. Ja, presies. So ek wil daar 'n bietjie fokus op wat het die vrou van die huis nodig. Ons het professionele vrouens, entrepreneur vrouens, hulle het die tyd vir die goed. Joernaliste. Exactly. Julle lewe, julle werk belaglike ure. Ja. So die feit is daar's 'n behoefte aan mense wat sê luister, ek het 'n braaivleis vanaand, wat het ek nodig? Ja. Ek sê kom val in, ek het 'n mandjie vir jou. Ja. Jy gryp die mandjie, jy hardloop, ek e-mail jou invoice, jy EFT betaal my en dis dit. En jy bou alles Ek klaar. maak jou rypgemaakte stytjies vir jou geportion. Jou knoffelbrode is hierso, jou suurdeegbrode, jou jam, jou biltong, jou snacks. En die volgende oomblik wat jy vat is net daar gaan ek vir my braai. Jy's so besig om die Afrikaner kultuur heeltemal, ek wil nou nie in Bietjie. sy maai te stuur van die vrou maak die slaai in die kombuis Nee en die man asseblief, is by niemand die het tyd vuur. nie. So Nee, nou is vrouens almal by braai. die vuur. Almal is by die vuur. Yes. Awesome. Nou is daar tyd vir 'n tequilaatjie. Daar's sy. Ja. So die konsep is net kom ons kuier en baie vrouens werk, hulle jaag hulle mal vir skoolkarre. Jy het jou lewe lank skoolkar gery, jy weet. Jy het die tyd nie. So ek maak burger patties, geportion, gevries, tel die boks op, gooi dit in jou diepvries. Ja. En dan weet jy jy's reg vir burgeraande met jou kinders en hulle maatjies. So dit gaan oor gerief. Ons wil 'n element van value add inbring. Okay. So die rypgemaakte steaks, die springbokpastei wat jy net gaan kwas met 'n eiertjie en bak hom in die oond. Maar jy maak ook van hierdie goed self. Ja. Jolanda? Jy maak hom fout en Ja. Ek maak alles self. Ons maak ons Duitse saftwasser, ons lekker sitrone en appelsine saftwasser. Okay. Maak ons self. Dis Ons het weeklik die- ook. Ons het lekker gerookte gouda, Duitse gerookte gouda. Ons het rauwvleis van Frank Schitlowski. Ons het die keverwater van Thorsten Schitlowski van Swakop. Ja. So ons probeer 'n bietjie gesonde elemente inbring. Ons het die plaaseiers van die vars plaas. So ons het 'n Switserse ou wat vir ons begin braaikaas maak. Wat tussen 'n halloumi en 'n camembert is wat lekker net op die kolle braai. Jy sit hom letterlik op die kolle. Ja, so die idee is net en dan het jy natuurlik jou game skenkeltjies. So as ons 'n kudu het, het ons 'n kudu. As ons 'n grensbok skenkel het, het ons hom. As ons hom het, het ons hom.